long as you don't register the other person's existence, it's not proving it. Leaving the rest of them wrong, cheating, and April had nothing. No. Just that. You force that little creature. No, you may not do that. No. Henry? In order to service was later all the lives of I'm not going in there. No, sir. That, my dear friend, is a teenage torture chamber. I wouldn't go back in there if you paid me $1 million. Why? Wait, pants on. In Jesus gewaar. Hoekom in die van? Want daar was ons sê, ons kom hier waar die evangelie is, en ons gee onsself oor en Jesus sê wat ons beteken is nie ek wat lewe nie. Nie my geloof wat nou saak maak nie. Ek wil kom fokus op Jesus se geloof, sy geregtigheid, sy lewe. Dit is wat my verander. Dis eintlik die leidsaamheid van die Heilige se pas. Wanneer hulle hoop in leidsaamheid. Hier is hulle wat met die gebooie van God arbei in liefde en dan die werk van hulle geloof van Jesus. Sy geloof wat ek hier hulle uitvoer. So, hierdie is my baie mooi uitbeelding van wat die kerk behoort te wees. Hoe die kerk behoort om hierdie eienskappe uit te beeld. En leidsaamheid moet nou geoefen word vir dit wat kom. Anders kan ons nie maak. Hierdie kerk, wat behels die kerk alles? Hoekom is dit belangrik om te verstaan? Hoekom het die kerk so belangrik is in die eindtyd? Wel, ek weet nie van julle nie, maar ek hou baie daarvan om met video's te werk. So, die kameras is agterop. En elke kamera het 'n spesifieke doel. Maar wanneer jy rolplaying kan skiet, dan werk jy met hierdie kameras nie. Jy werk ten minste met 20 kameras, elkeen het 'n verskeie lens van waar jy kyk. Dan gaan die direkteur en hy sit basies en hy kyk na elke kamera se beeld wat deurkom en hy kies wat is die beste een om te gebruik om die storie te vertel. So wanneer ons kyk na hierdie kerk, dan sien ons ook daar is verskeie kameras wat op die kerk gefokus is en die direkteur, die office, het 'n sekere kamera gekies om op daai spesifieke oomblik op 'n spesifieke item te fokus. Nou, wat ek gesien het is, die skrip is klaar geskryf vir hierdie film wat gemaak word. En die rooi tapijt is uitgerol, want alles is omtrent gereed. Al wat nog gedoen moet word is, die mense moet net genooi word om te kom kyk na hierdie film. En dan, die plek is gereed. En hy die uitnodigings gestuur en gesê, kom sit en kyk. Kom ons kyk wat ek vir julle wil wys. En dan het ons ook dan, net soos wat jy die idols het, wat elke jaar gekroon word om sê, hulle het 'n baie goeie rol gespeel in die films wat gemaak is, want daar ook sekere mense wees wat hierdie groot gaan ontvang, nie die idol nie, maar groot gaan ontvang, wat ons sê, hulle het 'n goeie rol gespeel in hierdie film. So,
Waaroor gaan die film? Wat presies is hierdie film alles oor? En wanneer kan hy speel? Wanneer kan ek sê nie, maar ek kan daarom maar sê, ek weet min of meer waarna toe die film op pad is. Want wanneer ek Openbaring hoofstuk 12 lees, dan lees ek dit in daardie metode. En die manier van aanbied wat ek gaan doen, gaan wees wanneer jy deur die skrif lees, om te sien wat wanneer gaan plaasvind. En die manier hoe hy geskryf is min of meer hoe vandag se hedendaagse films gedoen word. Jy kry hier 'n gedeelte, in die middel vat jy jou vinnig terug, dan sit jy jou weer na iets wat voor dit gebeur het om te verstaan hoekom die gedeelte gespeel het, en dan kom hulle terug na die eindpunt. Dan kry jy min of meer die idee. Dis presies dieselfde wat in Openbaring plaasvind. So, kom ons lees hierdie skrif. Kom ons kry 'n idee van wat hier aangaan. In Openbaring 12 vers 1 en 2 sê dit, en 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was. Die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en baringsnood. Nou, dat is een ding wat ons moet verstaan wanneer 'n skrif geskryf word. Die skrif word geskryf en dan word ander goed bygeskryf, sodat die persoon wat die film moet by mekaar sit, weet wat om op te fokus. So wanneer hierdie gedoen word, dan sien ons, daar's goed waarop die skrif sê, die kamera moet op fokus, soos die son, die maan, die 12 sterre, en sy was swanger. Nou wat beteken al hierdie ding? Maar kom ons kyk eers na die son, of nee, na die vrou. Wie is die vrou? Jesaja 54 vers 6 sê, want soos 'n verlate vrou en 'n bedroefde van gees, het die Here jou geroep, en soos 'n vrou uit die heuptyd, as sy versmaak was, sê jou God. So eers kom dit en sê, hy roep die vrou wat verlate was, om dit syne te maak, uit die vrou se heuptyd uit. Maar dan kom 2 Korintiërs 11 vers 2 sê, want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloesheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. So ons sien hier, word die vrou voorgestel as die reine maagd, wat gereed maak om Christus se bruid te word. En dan kom Johannes en skryf in 2 Johannes, die eerste vers, die ouderling aan die uitverkore vrou, en aan haar kinders, wat ek in die waarheid liefhet. En nie net ek alleen nie, maar ook almal wat die waarheid leer ken het. So hy sê, die ouderling aan die uitverkore vrou, die vrou wat uitsal, en dit beteken, dit is die kerk. So die kerk word hier uitgebeeld as die vrou wat gereed maak om die bruid van Christus te wees. Maar wat het sy? Die son, die maan, die ster. So in Revelation to come, dis nou Robert Wieland se boek, hoofstuk 12, bladsy 110, the Bible, a lovely woman is a symbol of God's church. Dan in Revelation of Jesus Christ, dit is nou Stefan Stefanovic se boek, bladsy 368, skryf by en hy sê, the symbol of a pure and faithful woman constantly stands for God's people faithful to him. So kan ons sien, dat meeste van die kommentare wys op dat die vrou verwys na die kerk. In You and Your Future, dit is Frederick Pelser se boek, sê ook, 'n simbool van die ware volk van God as geheel. So die vrou wat hy sien, is hierdie uitverkore volk, hierdie volk wat as God se bruid voorberei word om eendag sy bruid te wees. Maar sy was bekleed met die son. Wat is die son? Wat die son beteken? Waarna wys dit? En dit is nou in die verhaal. Hy wil die kamera met hierdie beeld kan optel om die verduideliking te kan doen. So die simbool is, of die son is 'n simbool van God se heerlikheid, volgens Psalm 84 vers 12. Dit verwys na die lig en heerlikheid van die evangelie, tydperk. Dit verwys na die Nuwe Testament, Maleagi hoofstuk 4 vers 2. Dan sê dit die maan was onder haar voete. Wat het die maan voorgestel? Hoekom is die maan daar? Die maan dien as 'n fondament, volgens Efesiërs hoofstuk 2 vers 19 tot 22. Die maan kry die lig van die son af.
Want dit is so. Die maan kan jy nie sien as die straal nie daar uitkom nie. So as 'n sekere gedeelte van die son wat lig gee, sodat die maan ook dan weer lig kan gee. Dit dien as 'n simbool van die Mosaïese tydperk, die tipes en die antitipes of die skaduwees. Dit waaroor ons gepraat het van die so ons kyk eens aan die Sabbat en die skaduwees wat daarmee te doen het. Dis waarna toe dit verwys het. Dis in die maan. En dan het sy 'n kroon van 12 sterre op haar hoof. In die Ou Testament, die 12 stamme van Israel. In die Nuwe Testament, die 12 apostels wat deel was van die Nuwe Testamentiese kerk. Dan is dit in Acts of the Apostles, bladsy 19. As in the Old Testament, the 12 patriarchs, stood as representatives of Israel, so the 12 apostles stand as representatives of the gospel church. So kom ons doen 'n vinnige opsomming. Kom ons kyk weer na die vrou. Die vrou staan op die fundament, die wet en die profete. Sy verteenwoordig die rein en getrouwe kerk van God. Haar leerstellings is gebaseer op die samevatting van die Ou Testament wat vervul word met die Nuwe Testament, die som. En sy staan vry van valse en mensgemaakte weerstellings. Hieraar kom die Messias. En dan gaan die profeet en vat ons een verder en sê nou wil hy ons iets anders wys. So die kamera was nou op die vrou gewees, nou kom die volgende kamera en fokus op iets anders en sê 'n ander teken het in die hemel verskyn en daar was 'n groot pienootdraak met 7 koppe en 10 horings. En op sy koppe 7 krone. So ons sê die draak wat verskyn nou let op dit sê dis 'n groot pienootdraak met 7 koppe en 10 horings en op sy koppe 7 krone. So wie is die draak en waarna verwys die draak? Wel, ons laat die Bybel homself verduidelik. Daniël kry die heel eerste visioen, alhoewel hy dit nie beskryf as 'n draak nie, beskryf hy dit as 'n beskrifte dier wat uit die aarde uitgekom het. En hy gee dieselfde beskrywing aan die dier. Daniël 7:7 daarna het hy in die naggesigte gesien en kyk daar was 'n 4de dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad. Dit het verslind en vermorsel en die voortskot met sy pote verbrand. En dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het en dit het 10 horings gehad. So hierdie is die beeld wat Daniël sien en nou in Openbaring 12 sien ons dieselfde beeld na vore kom en wie stel dit voor? Die Bybel homself verduidelik. Openbaring 12 vers 3 sê ook vir ons hy 10 horings gehad. Het ons dit nou net in Daniël 7 gesien? Ja. So Daniël 7 se diere 10 horings, hierdie pienootdraak het 10 horings gehad. Maar dan sê dit vir ons in Openbaring 12 vers 9 en die groot draak is weer verwerp, die ou slang wat genoem word die duiwel en Satan. So in Daniël se tyd het dit Rome voorgestel, maar hier gaan hy een verder en hy sê deur wie Rome gewerk het. Hierdie is die groot draak wat neergewerp is, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan. Nou ek sê dat Satan het die Rome gewerk. Hoe het hy dit gedoen? Wel, die pienootdraak werk die Rome om God se volk aan te kom. Wat doen hy? Die draak se 7 koppe is die 7 ryke deur wie Satan God se volk vervolg het. Egipte, Assirië, Babylon, Persië, Griekeland, Rome en toe heel laaste die Romeinse Katolieke Kerk. Daniël 7 vers 17, vers 23, vers 25, Hoofstuk 8 vers 20 en 21. En dit is Frederick Pelser wat dit in sy boek You and Your Future beskryf het. So, die pienootdraak werk deur Rome en deur hierdie ander nasies om God se volk dan aan te val. Maar die heel laaste hy werk deur Rome om God se volk dan te vervolg. Die 7 krone is aan die 7 ryke wat Juda vervolg het en die 10 krone is 10 koninkryke wat uit die Romeinse ryk ontstaan het. Daniël 7 vers 24. Maar wat doen hierdie draak in die hemel? Voordat hy op die aarde neergewerp is, het sy ster 'n derde van die sterre van die hemel meegestreef en hulle op die aarde gekom. So hierdie draak kry iets sterk in die hemel om
om 1/3 van die sterre in die hemel uit te haal. Hoe doen hy dit? Hy verkondig dit deur dienings. Hoe het hy dit gedoen? Hy het basies gekom en hy het met die engele gaan praat en vir hulle gesê, God is onregverdig. God wil nie hê dat julle die beste doen. Hy wil hê julle moet net daar wees as engeltjies en hom net dien. En so het hy 'n hele klomp leuns van vertel om God se karakter verkeerd voor te stel. Hoekom het hy dit gedoen? Want sy punt was daarom uitgewees om 'n punt te maak dat hy beter weet as God. Bybel sê vir ons, hy het op 'n tyd gesê, ek wil myself voor God. As jy kyk na Jesaja hoofstuk 14. So eers hy doen dit om leuns te verkondig. En so doen hy dit daar terwyl hy in die hemel is. Jesaja 9 vers 14 en 15. Die oudste en aansienlike, dit is die kop, en die profeet wat leuns profeteer, dit is die ster, en die leiers van hierdie volk het verleids geword, en die van hulle wat gelei word, is op dwaalwerk gebring. Dit was net nog 'n vergelyking wat gemaak is met die een wat verleiding bring. So, die draak het verleiding gedoen. En hy het dus reg gekry om 1/3 van die sterre is 1/3 van die engele uit te wis. Die doel van die ster verkondig leuns. In die hemel aangaan aan die engele rakende God. En 1/3 van die engele het Satan te leuns geglo en hom vervolg. Wat daartoe gelei het dat hulle saam met hom uit die hemel verbann is. En dan kry ons nog 'n prentjie. Ons nou gehad die vrou, die vier daar, en nou kom albei bymekaar. En wat gebeur? En die draak het gestaan vir die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind. Sodra sy gebaar het, Openbaring 12 vers 4. Wat weet ons rakende hierdie kind? En hoekom is dit belangrik om te weet wie die kind is? Die MacArthur Bible Study, dis nou John MacArthur, skryf die volgende en dat dit vry vertaal. Israel, wat van af en toe beskryf was as 'n moeder wat geboorte gee, en dan is daar al die tekste, Jesaja 26 vers 17 en 18, Hosea 52 vers 1, Hosea 66 vers 7 tot 12, en dan gaan dit so voort, het geborstel en gelei vir eeuwig, en het verlang na die Messias wat sou kom om Satan, sonde en die dood te vernietig. So die vrou is gereed, sy wil hierdie seun bring wat die Messias sou wees, wat die Satan uiteindelik sou oorwin. Maar Satan werk weer eens om te probeer om te verhoed dat die Messias gebore moet word. Eers doen hy dit in Bethlehem. Hy stuur deur die Herodes die Romeinse soldate om elke seun wat 2 jaar en jonger is dood te maak. Maar God beskerm Jesus en hy stuur 'n engel aan Josef en sê vir hom, vat die kindjie en sy moeder en vlug, want Herodes se soldate is op pad om dood te maak. In die boek Desire of Ages lees ons die volgende: It was their proud boast that the Messiah was to come as a king. Thus they excited the hatred of the rulers. Through their misrepresentation of Christ's mission, Satan had purposed the compass to destruction of the Savior. But instead of this, it returned upon their own heads. Dis hoe die kinders doodgemaak word. En is die jammerte dat daar sulke babatjies doodgemaak was, maar dink daaraan, hierdie was die volk gewees wat die tabernakel in hulle midde het, en wat die hele uitbeelding moes gehad het, en geweet het waaroor die verlossingsplan gaan, maar het dit gemis. Inteendeel, al wat hulle gedoen het, is om die offers te bring, en dan te glo, God sal nou tevrede wees met hulle, want hulle het hulle offers gebring. Jesaja 1 van God raak en sê, ek stel nie belang daarin nie, ek wil julle besef, dit is my uitnodiging dat julle tyd met my moet spandeer, want deur die eeu het hulle dit gemis, maar hulle was daar eens gefokus gewees om vir die ander nasies te sê, ons is beter as julle, want ons van 'n Messias ontvang, en hy is ons sin. Hy is net hulle sin gewees nie. Hy het hulle net uitverkies om die boodskap na die nasies toe te dra. En dis wat ons versigtig moet wees, om nie toe te eindig te sê, kyk hoe goed ons is, en ons sê die waarheid. Ja, sê die waarheid. Maar dit kan so erg raak, dat ek so gefokus is op kyk wat ek het, dat ek mis op wat ek het. Dit moet nie oor my gaan nie, dit oor Jesus self gaan, en wat hy vir die wêreld beteken.
So het Satan die Rome gewerk, en dus beveel al die babas onder 2 jaar oud om doodgemaak te word. Later sien ons, as dit nou die verkeerde knop. Romeinse offisiere veroordeel Jesus tot die dood en 'n Romein steek die spies in Jesus se sy. 'n Romeinse seël was op die grafsteen geplaas. En deur die eeue val Satan die kerk aan. Maar spesifiek daarop om die plan van verlossing in die wiele te ry, want hy wil nie hê dat die Messias se plan van verlossing moet werk nie. Hier is een van die prente wat my so mooi uitstaan. Ek het groot geword elke jaar om so daar in kampvergadering te gaan. En ons klassies, en die klassies wat hulle hierdie jaar het, is baie mooi as wat ons gehad het. Maar ons klas het elke keer verbygegaan by hierdie groot portret wat op was. En dan stap jy daarom verby na jou klasie toe en ons het altyd hierin vasgekyk. En hierdie prent is die prent van verlossing, want dit kom daar vanaf Adam en Eva af. En daar kan ons Kain en Abel sien, wie die lam wat geslag is. Hierna wat gebeur het hier by die brandofferaltaar en die heiligdom. En dit het alles verwys na Jesus as die een wat die sonde kan vernietig. En wat my mooi is, kyk hoe mooi hulle die verhaal van die verlossing uitgebeeld. Daar is Egipte, daar is die berg, hoe God gepraat het en die 10 gebooie gegee het. Daar speel Rome 'n rol in die hele storie tot uiteindelik wanneer ons sien waar God bestaan. En dis hierdie beeld wat uitkom en dis die storie wat vertel moet word en dis wat Satan wil verhoed, is dat hierdie boodskap verkondig moet word aan die wêreld. Openbaring 12:5 van verder en sê, sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n yserne scepter sou regeer. So die Messias is gebore en hy het in hierdie wêreld ingekom. Maar dan van die vers aan en sê, en haar kind is weggerig na God se troon. So hy het gekom en hy is weer weggerig en het by God by die troon opgeëindig. Nou Jesus is gebore, dit weet ek. Maar kan dit hy wees? Is dit hy wat opgerig is? Dis waarna ons wil kyk, en so vaste bewyse. So die manlike kind is Jesus. Hoe weet ek dit? Markus 1:23 sê die kind was manlik, 'n bewys, duidelik daarvoor. Hy word uit Israel gebore, Jesaja 5:2-3, so hy kom uit die baarde vrou. Hy regeer met 'n yserne scepter, Openbaring 2:7-20. Hy word weggerig na die troon van God, Handelinge 1:10-11. Jesus is uiteindelik klaar met sy bediening, en nou vaar hy op na die hemel toe en 'n wolk bedek hom, en uit daardie wolk se bedekking kom die boodskap, net soos wat jy hom gesien wegvaar, en so sal hy ook dan weer kom. So ja, hierdie is Jesus, en bewyse is daar, want ons al die tekste wat ons sê, hy was manlik, hy is uit Israel gebore, hy regeer met 'n yserne scepter, en hy is weer terug na die troon van God. En dis waar Jesus sy bediening doen. Hy is daar in die hemelse heiligdom besig om vir ons in te tree. Maar dan kom hierdie verhaal terug en klaar gepraat van die kind wat weggerig is, en dan sê dit, en die vrou het aan die woestyn gevlug, want sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle daar sal onderhou 1260 dae lank. So nou kom hy en hy sê, die volgende fokuspunt is die vrou wat vlug, en 'n plek het wat vir haar gereed gemaak is. En hier is waar so hierdie film heeltemal verander, en in plaas daarvan om aan te gaan met die verhaal, draai dit terug na iets wat in die verlede gebeur het. Want dit kan vir ons ook duidelik hoekom die vrou gevlug het aan die woestyn. Want hoekom het sy gevlug? Hoekom was dit nodig geweest dat sy uiteindelik terug of weg moes kom van hierdie 4 rooi drake? So die tyd van terug in die geskiedenis na 'n oorlog toe wat plaasgevind het in die hemel. Wat was hierdie oorlog geweest? Die Bybel vertel van ons. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer. En hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. So daar was 'n oorlog wat in die hemel plaasgevind het, en die draak en sy engele het geveg en oorlog gevoer teen Michael en sy engele, en hulle kon hom nie oorwin nie.
So, was hierdie 'n geestelike of 'n fisiese oorlog? Dis een van die vrae wat baie keer gevra word. Wel, kom ons kyk na wat die beskrywing is en dan kan ons van daar af kyk wat kon dit wees. So, wanneer ons kyk na hierdie teks wat ons sê wie die groot draak is, dan sê dit die ou slang wat genoem word, duiwel en Satan. Nou as dit ek was wat geskryf het, het ek net eenvoudig geskryf en gesê die groot ou slang wat genoem word, Satan. Klaar. Ek hoef nie verder punt te maak. Maar wanneer jy kyk na die Grieks, dan gaan jy agterkom dat albei van hierdie woorde 'n verskillende betekenis het. Eerstens, die duiwel in Grieks is 'n werkwoord diabolos. Wat beteken diabolos? Om te laster, om valse beskuldig. Dit nie wat saam gedoen het met die engele nie. Hy het gekom en vir hulle sê, ons kan nie God vertrou nie. Ons kan nie doen wat hy van ons afvra nie. Hy is nie eintlik 'n God wat gedien behoort te word nie. Kom ons kom in opstand. En so het hy 30 van die engele gekry om saam met hom te gaan. Maar dan gebruik hy dieselfde vers 'n tweede keer. En dit is Satan. En hierdie woord in Grieks is Satanas. Satanas beteken 'n teestander, 'n vyand. So, wat het teestand hy gebied? Wat 'n vyand het hy geword? So wanneer ons kyk na hierdie oorlog in die hemel, het dit geestelik begin, maar dit eindig fisies. En hierdie oorlog is 'n oorlog wat deur die eeue heen gewerk het tot in met Jesus se kruisiging. In Jesaja 14 vers 12 tot 14 en Esegiel 28 vers 11 tot 17. En met Jesus se versoeking sien ons dit was 'n geestelike oorlog gewees. Satan het gekom en gesê hy wil hom bo sit in plaas. Hy wil sekere dinge doen. En as gevolg van die feit dat hy heeltyd homself bo God verplaas, het God hom verban uit die hemel uit, maar nie gesê hy kan terugkom nie. Hoe weet ek dit? Maar wanneer jy gaan lees oor Job, waar bevind Satan homself weer? In die hemel. Tussen die seuns van God. So hy het nog toegang gehad om in die hemel te kom, alhoewel hy nie weet sy rang gehad het nie, en daar is hy in die teenwoordigheid van God. Maar hy val God se kinders aan fisies. Hy het vir Job fisies aangeval, met swere en alles om hom te wys dat God onregverdig is. Maar dan by die kruisiging eindig die finale een, en dit is waar Satan uiteindelik finaal uit die hemel uit verban is. Hoe weet ek dit? Want die Bybel sê vir my in Johannes, Jesus het gesê, ek het gesien dat hy soos 'n weerstraal uit die hemel uit gegooi is. So wie is Michael? Okay, kom ons kyk. Die Bybel gee vir ons 'n baie mooi beskrywing. Die eerste keer word Michael genoem in die boek van Daniël. Hoofstuk 10 vers 13 en 21, en daarna lees ons weer in Hoofstuk 12 vers 1 dat hy die voors van die volk is. Die tweede keer word hy genoem in die boek Judas in 1 vers 9, wanneer hy sê dit is die aartsengel wat Moses opgewek het en hemel toe geneem. Die derde keer word dit genoem in die boek Openbaring, dis Openbaring 12 vers 7 en 8, en 'n stryd met die draak. So, hier het ons 'n paar beskrywings. Hy is die voors, hy is die aartsengel en hy is ook die een wat 'n bevel is van die oorlog. So, Michael beteken wie is soos God. Dit is die naam of die betekenis van die naam. Die beskrywing, Great Prince, as jy kyk na die King James Version. En dan is daar ook 'n beskrywing, hy is die voors van God of die aartsengel. Hy staan op wanneer die volk in groot benoudheid verkeer. So, kom ons kyk in die Bybel, wie word hierdie goed toegeëien? In Matthew Henry's concise commentary of Daniel 12 vers 1 said, Michael signifies who's like God in the name, with the title of the great prince points out the divine savior. En ek is baie bly dat hy dit ook sê, want dit kom nou uit 'n ander omgewing as dit wat die Adventiste glo. Adventiste sê dit is Jesus. Hier kom Matthew Henry en hy sê presies dieselfde. Hy sê Michael is Jesus homself, die verlosser.
Maar kom ons laat die Bybel homself verduidelik. Openbaring 1:5. The Great Prince, of die owerste. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die wat? Owerste. So die eerste beskrywing is daar, hy is die owerste van die konings op die aarde. Dan in Deuteronomium 33:36, hy staan op vir die volk. Want die Here sal aan sy volk regverdigheid skep, en hy sal medelyde hê met sy knegte, as hy sien dat hulle pashoudplek weg is, en dit met hulle almal sonder uitsondering gedaan is. So, God gaan opstaan vir sy volk. En dan is ons in 1 Tessalonisense 4:16, hy is die aartsengel wat die dooies opwek, want die Here self sal van die hemel af neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die besuin van God, en die wat in Christus gesterf het sal eers opstaan. Op die manier, hier sê hulle dit, maar wat is 'n ander bewys dat daar sê dis Jesus wat dit doen? In Johannes sê Jesus, ons lees dit in vers 5:25 en 28. Voorwaar, ek sê vir julle, daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat dit gehoor het sal lewe. Want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. So hierdie is die bewys dat dit Jesus homself is, want hy is die een wat gaan kom, en die stem van die aartsengel, en almal wat gesterf het, gaan sy stem hoor, en uit die doodheid opstaan. Openbaring 1:17 en 18, weer eens 'n bewys. Moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk, ek leef tot in al die ewigheid, amen, en ek het die sleutels van die doderyk en die dood. So Jesus is die een wat hierdie vashou. So ons het die bewyse dan om te sê dat Jesus Michael is. Jesus is hierdie aartsengel wat vat. Hy is die owerste, hy is in bevel, en die engele trek saam met hom teen die draak. En die draak is neergewerp, die slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde, en sy engele saam met hom neergewerp. Maar let op, dit sê baie mooi en sê, dit is neergewerp, nie verban nie. Hulle is net neergewerp op die aarde. En hier, by die eerste misleiding plaas. Want hy kom by Eva. So hy was in die tuin, nie? Want Esekiel, hoofstuk 28:13 tot 17 sê, jy was in die tuin van jou God, hoogmoedig het jou hart geword om die skoonheid, jy het jou wysheid verderwe weens jou plan, ek het jou op die grond gewerk. So, die kronologie van Openbaring 12:1-9 is dan soos volg. Die oorlog begin in die hemel. Vers 7. Satan en die engele word uit die hemel verdryf. Vers 9. Die oorlog woed voort in die Ou Testament. Vers 8. Vers 1 en 2 vind plaas net oor Jesus se geboorte. Die maan is daar. Die son begin te skyn. Die vrou maak haar gereed om die geboorte te doen. Vers 3 is Rome. 63 voor Christus. Vers 4. Herodes probeer om Jesus dood te maak. Vers 5. Jesus se geboorte, lewe en dood en word dan weggeruk na die hemel toe. Vers 6. Nou vlug die vrou na die woestyn toe. En hier kom die vraag, maar hoekom vlug sy? Wanneer is Satan finaal in die hemel uitgewerk? Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel wat sê, nou het die hel en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aankla voor ons God, dag en nag. Vers 13, vers 10. So hierdie is nadat Jesus weer terug in die hemel is. Johannes 12, vers 31 tot 33, hierdie is Jesus se woorde. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word, en ek, as ek van die aarde verhoog word, sal ek almal na my toe trek. En dit het hy gesê, om aan te dui, hoe danig gedood
Hy is so sterk. Maar hy het opgestaan. En dit is die goeie nuus. Hy is verhoor, Satan is uiteindelik uit die hemel uit verban. En so gaan Jesus terug en hy vaar op in die hemele, nadat hy 40 dae op die aarde was na sy opstanding. En die vrou vlug net daarna. Maar hoekom? Vlug sy. En sien hierdie aanklaer het iets daarmee te doen. Wat doen hierdie aanklaer? Wat is hierdie aanklaer se motief? Satan het die volk van God aangekla deur God as 'n leenaar voor te stel. En dit was sy punt reg deur die eeue gewees tot en met vandag toe. Hy wil hê God moet gesien word as 'n leenaar. Hy gaan so ver om te kry dat die mense dink dat hulle nie die genadegawe van die Here verdien nie. Want kyk na Sakaria, Hoofstuk 3 vers 1-3. Sy fokus is om te sê, jy is nie goed genoeg om in God se teenwoordigheid in te kom nie. Jy behoort nie daar in die agtergang te wees nie. Jou sonde behoort jou hier te plaas, want jy is 'n sondaar net soos jy. Ja, sondaar. Ek is 'n sondaar net soos jy, maar ek het verkies waarvoor jy is. Maar hoe gaan ek daar by die eindpunt kom? En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood toe nie hulle lewe liefgehad. Ons almal weet van hierdie persoon, hè. Ons noem hom eintlik sy noemnaam Stompies. Dis wat sy naam was. Shame die arme ou. Maar Pistorius skiet sy, dit was sy verloofde gewees, dood. En nou begin die hofsaak. Was hy skuldig gewees dat hy haar dood geskiet het? Maar nou kom die vraag. Hy het haar dood geskiet, daar's geen twyfel daaraan. Maar hoekom? Dis die ondersoekende oordeel. Is een ek sonder ons? Ja, ons is. Behoort ons hier in die vuur wat brand? Ja. Maar sien die ondersoekende oordeel wat tans aan die gang is wat moet bewys as ek deel van God se volk is, of as ek nie sy genadegawe wil aanvaar. En al maniere om te bewys dat ek deel van sy volk is as 3 dinge wat Openbaring sê ek moet doen. My getuienis, dan is dit die bloed van die lam. So ek moet sy bloed aanvaar. En nommer 3, ek het nie weer my lewe lief. Wat beteken ek sit alles op die spel om te bewys van wie ek gehoor. Ek kan nie teruggaan en weer hier kom lewe soos wat ek gelewe het nie. Want dan bewys ek dat Satan reg is. Ek kan nie voldoen aan God se vereistes. En Jesus het kom wys dat dit verkeerd is, want hy het kom wys jy kan voldoen aan God se vereistes. So, die ondersoekende oordeel net so daar was en waar die genade gekom het en die vrae en goed gevra het. Ja, dit gaan wys ek is skuldig. Ja, ek verdien die dood, maar ek maak staat op die bloed wat my vrygekoop het. En dit is wat ek hoor te wees. Dit moet my getuienis wees wanneer ek met ander voorgesels. En dit is ons eerste hoop. Al probeer Satan om ons aan te kla, ons het oorwinning. Dit is die goeie nuus. Ons almal is sondaars. Ons verdien die dood. Romeine 6 vers 23. Ons enigste borgtog is die bloed van Christus. En dit is hoekom ons nog kan lewe. Dis kom ons op die vryheid het om ons lewe te kan lewe, want ons is voorbetaal. Ons borgtog is in plek gesit. Nou moet ons net wys dat ja, ons aanvaar wat ek gedoen het of nie ons doen nie. Romeine 6 vers 23 die tweede gedeelte en 1 Petrus 1 vers 18 en 19. Ons lewensgetuig dat ons Christus meer lief het as vir onsself. Maar die vrou vlug in die woestyn. Hoekom? Hoekom het sy gevlug in die woestyn? So die kamera wat nou gefokus was op hierdie skuif skielik en wys ons 'n ander prentjie. Dis in hierdie prentjie waar ons sien wat gebeur het en hoekom sy moes gevlug het. Openbaring 12 vers 13. Daarom wees vir die Here goeie hemel en die wat daarin woon,
Wie die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. So wat gaan hy gaan doen? Hy kom met groot woede. Hy wil ons plat sit. Hy wil nie hê ons moet daar wees waar ons veilig is nie. En dan probeer Satan hoe hard om die Christene te vervolg en dood te maak deur die Romeinse ryk, kan hy die lig in die evangelie nie verkoop. En onthou hy het nie die Romeinse ryk gebruik nie, hy het selfs 'n Saul op 'n tyd gebruik om die Christene te vervolg. Maar hulle het vasbestaan. Hulle het nie opgegee nie. Al was hulle voor die leeu gegooi, al was hulle aanval opgevang en aan die brand gesteek, hulle het vas bly staan, want hulle het hulle lewe nie lief gehad tot die dood nie. Daniël 8:12 sê, dit het die waarheid op die grond neergewerk, en in sy optrede het hy voortgegaan. Hy het iets reg gekry, dit het gelyk asof hy nou net begin om hierdie Christendom, wat hy nie wil hê moet groei nie, in die wiele te dan. En daar vlug die vrou. En jy nie raak sien dat hy neergewerk is op die aarde, het hy die vrou vervolg, wat die seentjie gebaar het, en maar 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegaan. So, wanneer ons teruggaan, in vers 6 sê dat die vrou het gevlug, maar hier kom dit in vers 13 en 14 en sê, sy vlug omdat sy nou vervolg word, deur die vrou. Maar sy kry 2 vlerke, wat soos 'n arend, so sy dan na die woestyn kan vlug, na 'n plek omvlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, in tyd, tye en 'n halwe tyd. So, sy vlug, want sy word vervolg. En sy kan bly in die woestyn. En wat gebeur? Die Satan vervolg die kerk. En hy is agter die kerk, want hy is agter die leerstelling staan, en omdat Satan die Christus kon vernietig nie, is sy mikpunt om die Christendom te vernietig. As gevolg van die erge vervolging, begin Christene te vlug na al bewoonde gebiede, maar selfs hier is hulle nie van vervolging bevry nie. Maar sy is veilig in die woestyn, want daar word sy onderhou vir 1260 dae. En al probeer Satan hoe hard om die ware kerk se leerstellings te vernietig, is sy vir 'n tydperk in die woestyn beskerm, waar daar boodskap uit die samelewing gekeerd het, maar dit is nie uitgeblus nie. Al het Satan ook hoe hard probeer. So hierdie tyd van profesie, dit praat van 1260 dae, waar 12, vers 6. Tye en 'n halwe tyd, waar 12, vers 14. Almal is dieselfde tyd. Dit wys na dieselfde gebeurtenis in dieselfde tydperk wat dit gebeur het, maar ek kan in diepte hieroor gaan wanneer ons môre kyk na die tydprofesie. Maar die tydperk is bekend as die donker eeue. En in die donker eeue is baie mense vervolg as gevolg van die waarheid waarin hulle vasgehou. Maar dan kom die Satan met die slinkse plan wat hy het, en hy kan probeer om weer eens die skuld op God te plaas vir wat volgende gebeur. En die slang het uit sy bek waak soos 'n rivier agter die vrou uitgegooi, om haar te laat wegvoer deur die rivier. Nou, ek weet nie hoeveel van julle het al julle versekeringspolis gekyk, daai fyn skrif onder. We do not cover acts by God. Example. Vloede, aardbewings, en dan gaan jy lei so aan. Dat ons nie acts of God wees nie. Dis nie God wat sulke dinge toelaat nie. Maar dis die beskrywing, dis asof Satan dit al daar gehad het. Hy stuur hierdie vloed uit, dit gaan lyk asof dit God se werk is en nie sy werk wat daar plaasvind. So hy stuur waters om die ware kern heeltemal weg te voer uit die samelewing. Waters soos 'n rivier. Wat is hierdie waters? Openbaring 17:15 sê, hy het baie waters gesien. Valsheid word agter die kerk aangestuur deur middel van nasies, volke, menigte en tale. Want dis wat die waters is nasies, volke, menigte en tale. So hy stuur hierdie baie water uit, met al die valse leerstellings om die ware boodskap uit die weg uit te ruim. Dit is sy plan.
En omdat die ware kerk nie meer so prominent is nie, probeer Satan met sukses 'n ander kerk na vore te bring en met dit valse leerstellings. Openbaring 17 vers 1 en 2. Haskell skryf die volgende in sy boek The Story of the Seer of Patmos. The Apostolic Church is represented by a chaste virgin clad in white linen. The history of the seven churches of the second and third chapters of Revelation describes the decline. The first lost was lost, and that made it easy to commit fornication. The true church tolerated those who held false doctrines and certain sects of philosophers who applied the reason of the Greeks to the study of God's word. The simplicity of the early days was changed for worldly habits, teachings, and way of living. The inward change may be read in the outward manifestation in the churches of Pergamos and Hydra. Paganism walked boldly into the church, and the leader of paganism claimed the once pure church as his bride. A false spirit of prophecy, false interpretation of the scriptures, the exaltation of reason, the love of worldly ways, the desire for money, and positions in the government, and finally, a demand for the crown itself. These are what wrought the change from purity, simplicity, and gentleness to the condition of the prostitute. So die ware kerk is weg. En Satan bring hierdie ander kerk na vore met groot sukses. Maar hierdie kerk is nie dit wat Christus verteenwoordig. En hy bring al die valse leerstellings in, maar hierdie kerk word uiteindelik genoem op baie plase. En die vrou is in die woestyn. So die ware kerk is uitsig uitgeneem. Die valse kerk, naamlik pauslike Rome, is dus nie deel van die ware kerk. Pauslike Rome word by baie waters gevind. Openbaring 17 vers 1 tot 6. En die aarde het die vrou te hok gekom en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk wat die draak uit sy bek uitgegooi het. Openbaring 12 vers 16. So wie gedeel met dit? Al die leerstellings wat verduister is, al die valse leerstellings wat ingekom het, een vir een weer uit die pad het gesit het en die ware leerstellings in plek gesit het. Hoe het hy dit gedoen? Hy het reformatie begin. En deur die reformatie het die ware kerk wat versteek was, en al was die lig roeperdop, het God nie toegelaat dat die Satan se valse leerstellings seëvier. Deur die reformatie word die ware kerk se leerstellings weer prominent na vore gebring. Die waters, die valse, word opgesluk. Dit gebeur met die Waldense. Die Waldense vlug daarbo in die Piedmontberge in, waar so die Bybel skryf wat teen die wet is, en hulle plaas dit binne in hulle some ingewerk, bak brode en plaas daar binne en gaan verkoop dit aan die mense, en so versprei hulle die woord van God. Die jong mense kry dit weg om gedeeltes uit hulle koppe uit te ken, en hulle het dit weer met ander gedeel. Die Waldense, gevind deur Pieter Waldo, was die stigter van die Waldense. Vanaf 1175 tot 1885 word die Bybel van Latyns na die Franco-provinsiale omgangstaal vertaal, deur die Waldense. In 1197 word Pieter genooi na Paus Alexander III. En die Paus aanvaar eers die werk wat gedoen word deur die Waldense, maar later daarna verwys hy, of het hy dit van die hand gewas. En wat gebeur? Hulle word vervolg. Die beweging, die Waldense word eers bekend as the Four of Lions, want hulle was eintlik arm gewees. In 1215 word die werk en die doktrines van Pieter Waldo verdoen en word die Waldense die eerste keer by die naam genoem. Ook word hulle as ketters deur die Romeinse kerk bestempel. En omdat hulle vervolg was,
vlug hulle toe uiteindelik bo die Piedmontberge in, waar so hulle daar in die berge gaan bly. Hulle was die eerste volk of groep of beweging wat die Bybel in hulle eie taal gehad het. Wat weet ons nog van hulle? Agter die skaanse van die Piedmontberge het die Waldense skuilplek gevind. Op menige hoogplaas het hulle God geloof in die lees van Rome kan hulle dankliedere nie stil maak. Hulle het nie die Bybel ooit geskryf en dit versprei nie, maar hulle ook gedeeltes uit hulle kop uit geken, of uit hulle hoofd geken. Maar dan word hulle vervolg. In 1487 het Paus Innocent die tweede op 'n dekreet uitgevaardig dat die Waldense heeltemal uitgewis moet word. Die hertog Charles I het tot hulle redding gekom. In 1554 ken ons dit as Massacre of Marindal, en dit is die Franse koning Frans I die dekreet uitgevaardig het en hulle bo die berg ingevaar het en hulle het die spilong toegemaak met klippe en vuur aangesteek dat hulle binnekant gesterf het van die rook. Dit was die eerste een. In Januarie 1655 word die Waldense geforseer om die mis te vier of om binne 20 dae uit die Piedmontberge te ontdrein. Hulle het nie van die twee gedoen nie. Wat word met hulle gedoen? Die wat gevlug het, moes oor die berge in die sneeu vlug na 'n ander plek toe. Die wat nie gevlug het, het hulle by die kraans gaan vang en hulle almal oorgegooi. Vandag as jy gaan na die Piedmont gedeelte toe, is daar gedenkstene wat opgerig is vir wat daar gebeur het. Maar hulle het tot die dood toe, hulle lewe lief gehad. En uit hierdie kom Johannes Wycliffe en hy het ergens een van die Bybels ontdek wat hulle geskryf het. En die lig gaan op in Engeland. Hy vertaal die Bybel na Latyn sodat dit in die plaaslike taal verstaan kan word. Hy vertaal die Nuwe Testament vanaf 1382 tot 1384. Wat was sy boodskap? The Bible is for the government of the people, by the people and for the people. So die Bybel is om die volk te kan regeer. Deur die volk, vir die volk. So die Bybel moet gebruik word. Every liberty we hold dear come from men and women and children who suffered and sacrificed to preserve the gospel of Christ. Dis deel van wat hy skryf, sê hoe die Bybel na vore hoekom dit so belangrik is. Dan in Bohemia gebeur maar nog iets. Die soldate kom in en hulle neem mense gevangene en op 'n manier was die evangelie daar geplant gewees. Te vroeg as die 9de eeu. Maar, hoewel die Bybel daar gebruik was en hulle dit gebruik het vir aanbidding, het die Paulse krag meer geword tot op die punt waar so hulle gekeer was om die Bybel te studeer. Hulle het nie hulle lewe tot die dood nie vaart nie. Hulle het aangegaan om dit te studeer. En Gregory die 7de het dit op homself geneem om konings te verneder. En so het hy uiteindelik gekom dat hy die mense in Bohemia verhoed het om die Bybel te lees. So erg het hy gesê het, as jy gebind word, kan ons vir jou doodmaak. En dit is gedoen. En een van hierdie mense, of ek kan hom in Engels lees, anders maak ek nie lekker sin nie. One of those thought that salvation was only found in faith in a crucified Savior, declaring, when dying, the rage of the enemies of truth now prevails against us, but it will not be forever. There shall arise one among the common people without sword or authority, and against him they shall not be able to prevail. Luther's time was yet far distant, but already one was rising, whose testimony against Rome would stir the nations. Wie was dit? Johannes is. En Johannes is sy boodskap het gegaan oor waarheid en gehoorsaamheid. Sy woorde, soek die waarheid, luister na die waarheid, onderrig in die waarheid, wees lief vir die waarheid, betoef by die waarheid, beskerm die waarheid tot die dood. Dit was sy boodskap gewees. Na hom kom Martin Luther en wat doen hy?
Hy kom skryf 95 teses oor hoekom dit verkeerd is om in die kerk geld te betaal om jou geliefde te beskerm en hamer dit teen die kerk se leer. Maar hierdie is 'n interessante gedeelte. Dit vertel ons in die boek van die groot stryd dat aan die begin het dit vir Luther gevoel asof niks sin maak, asof alles net tydmots is. Maar daar was 'n vriend gewees van hom binne in die plek waar hy gebly het, wat met hom kom praat het en wat vir hom gehelp het om te besef waaroor dit gaan, want sy woorde was: He bade him to look away. Oops, wat nou gebeur? Wat? Ek kom. Okay, daar's dit. En he bade him to look away from himself, cease the contemplation of infinite punishment for the violation of God's law, and look to Jesus, his sin-pardoning Savior. Hierdie word binne in die plek waar hy opgelei word om 'n katholieke priester te word, vir hom gesê. En so vind hy Jesus en hy ontdek wie Jesus eintlik behoort te wees. En hy's nou Rome toe hierna, en toe hy daar op die tafel opklim, toe word die boek Romeine vir hom skielik oopgemaak en hy besef, maar my gedagtigheid kom nie van hier op gedagtig nie. My geliefdes word nie gered deur om penning te betaal nie. Net die genade van Jesus kan jou red. Hierdie was die woorde wat vir hom gesê was, so Martin Luther fokus op genade. En alles wat hy skryf is gefokus om die konsep van genade weer na vore te bring en te sê die regte konsep is nie om te betaal om genade te ontvang nie, maar om te vertrou op die genade van Jesus. En toe uiteindelik bring hulle hom voor die raad en hulle sê vir hom is of jy of ons maak jou dood. En hy sê vir hulle, ek hou van hierdie. Aangesien die majesteit en die hooghede 'n eenvoudige antwoord uit, sal ek sonder wonings of tande antwoord. Ja, nee, kyk net. Nou was 'n bietjie sarkasties as jy my vra. Dan sê ek deur skrifte of heldere redenerend oortuig word, ek erken die gesag van die paus of die konsilisie nie, want hulle het mekaar weer verpreek. Is my gewete deur die woord van God gebind. Ek kan nie opgee vir wat julle sê nie. Ek sal vas staan met wat ek gesê. So 31 Oktober 1517 is toe hy die 95 teses van hamer daar op die deur. Dan kom John Calvin en wat sê hy? Glo en geloof. Dis sy boodskap. Nee, jy glo nie deur om penning te bring of om by iemand te gaan en sy voete te soen en nee, dis 'n goeie proses deur geloof. So Calvin is deur sy neef aan die waarheid bekend gestel. Die woorde van sy neef was, daar is slegs twee gelowe. Een deur mense uitgevind, die ander geloof wat in die Bybel geopenbaar word, wat mense leer om sy heil alleen in die vrye God te ondersoek. En so het Calvin uiteindelik die waarheid aangeneem. En wat sê hy? You must submit to supreme suffering in order to discover the completion of joy. Hy het sy lewe nie lief gehad tot die dood toe nie. Dan kom die ander baptiste en hulle leer oor die dood. Nee, Calvin sê jy kan op babatjies doop. Hulle sê nee. Die Bybel leer dit. En daar kom 'n geveg tussen hierdie groepe dat dit op een stadium gelyk het asof die Calvine erger is as wat die Katolieke. En hulle maak ook die ander baptiste doop en hulle verraai hulle ook aan die vyand. Maar die ander baptiste kom en hulle sê daar is slegs een manier om gedoop te word en dit is die groot doop. Na die ander baptiste kom die Wesley Blues en hulle fokus op heiligheid. En hulle sê nee, heiligheid is wat belangrik is. En in die groot stryd lees ons dat hulle oortuig is dat heiligheid noodsaaklik is in die lewenswandel. En so het hulle toe nou begin fokus op wat heiligheid behoort te wees. En hierdie is die hele gedeelte wat jy kan gelees in Josef 14, bladsy 254, en sien hoe het hulle geveg
om hierdie konsep van heiligheid na vore te bring. En dit was die Wesleys se lewe dan, dit was hulle uitkyk op die lewe, dis waaroor hulle gepreek het, waaroor hulle gepraat het, oor heiligheid en oor regverdig maak. En na hulle kom hierdie ou wat opstaan, naamlik William Miller. En sy boodskap is dat Jesus binnekort gaan kom. En die boodskap van voor ons weer, en hy vertel net hierdie dan net, eerste geskrifte, bladsy 231, sê vir ons, but at the right time, God moved upon his chosen servant who, with clearness and in the power of the Holy Spirit, opened the prophecies and showed the harmony of the visions of Daniel and John and other portions of the Bible and pressed down upon the hearts of people the sacred, fearful warnings of the word to prepare them for the coming of the Son of Man. So kom ons sit al hierdie goed vinnig by mekaar en kyk hoe dit gebeur het. So dit so begin. Die boodskap begin hier met Bybelse gesag. Ons het gesien, jy kom nou na Jesus toe deur geloof. Geloof kom deur wat? Geloof kom deur gehoor en die gehoor kom deur die woord van God. So die eerste ding wat gebeur is, hulle doen wat? Hulle vertaal die Bybel. En met die vertaling van die Bybel wat gebeur, bring hulle dit weer terug, dat deur geloof, jy kan kom na Jesus toe, deur om dit in jou eie taal te kan lees. Daarna, gehoorsaam. Gehoorsaamheid is die verbond. Want sien, jy moet gehoorsaam wees aan Christus. So, net soos dat jy moes deelneem aan die verbond en die sout bring, so kom Johannes is en hy sê, nee, ons moet gehoorsaam wees aan God. En ons moet doen wat hy verwag. Dan kom die volgende ene, Martin Luther, en hy sê, maar deur genade. Waar vind ons genade? By die kruis. En dit is wat vir openbaar is, by die kruis te studeer en sien wat Jesus gedoen het, sê, maar dit is wat genade is. Nie om pennings te kan vertaal, om genade te ontvang. Daarom kom John Calvin, en hy sê, nee, maar ons moet groei deur geloof, en ons het gesien, is die Heilige Gees, wat hierdie proses van ons vat, van die Heilige Gees lei ons nou, tot by die punt waar ons kan begin groei in geloof. So hy vervolg, en dis die boodskap van die ware Heilige Gees wat werk om jou te lei, om in geloof te groei. Dan kom die ander baptiste, en hulle sê, nee, maar ons moet groot doop, die was kom. En hulle sê, dit is die enigste manier. Daar is die klein doop, daar is net een doop, en dit is die groot doop. Dan kom die Wesleys, en hulle sê, maar heiligheid, en hoekom heiligheid? Want, ek kom kerk toe, ek leer meer oor God, ek is tussen mede mense wat dink soos ek, wat redeneer soos ek. Wel, ons kan dalk verskil van punte, maar ons leer saam om te weet wat God verwag. Ons bid elke dag, ons lees God se woord, en dit is die eienskappe. As julle daai hoofstuk gaan lees in die groot stryd, wat sy sê, waarom gelukkig ook gesê. En dan kom William Miller, en hy praat van die voordeel en van die wederkoms, by die voorhangs. So reg weer sien ons hoe alles weer teruggekom het, stuk vir stuk, en al die valse leerstellings, wat verkondig was deur die valse kerk, een vir een in die weg uitgeruim is, en die ware leerstellings een vir een teruggeplaas is, deur die eeuwe. Nou die vraag is, hoekom kon God dit net alles op een slag doen, en net gesê, daar is dit nie? Maar mense sou dit nie staan. William Miller het nie die oordeel gesnap. Hy het wederkoms gesnap. Maar selfs hy word al geskryf in die boekie Eerste Geskrifte, sal opgewek word op die laaste dag, om dit te doen en wat God van hom al verwag het. God het nie van hom al verwag om te verstaan wat in die hemelse heiligdom plaasvind nie. Sy werk was gewees om die mense se harte gereed te kry om te verstaan dat God 'n oordeel is. So wie bly oor? Wie moet hier aan die einde kom? Wat moet ons verstaan wat daar gebeur? Self? Daarvoor. Ons 'n bietjie later kyk. Maar kom ek gee net so 'n bietjie ietsie om aan vas te hou. Die vrou se leerstellings. Die vrou se leerstellings is almal amper weer terug op hulle regmatige plek geplaas, maar daar is nog een leerstelling wat na vore moet kom. Maar dit is die leerstelling wat Satan nie wil hê moet na vore kom nie. Al die ander kan hy nog hanteer, maar die laaste een weet hy, kan hy niks aan doen nie. En die draak was getorend op die vrou en hy het weggegaan
om oorlog te voer teenoor ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar het en die getuienis van Jesus Christus hou. So die vrou se nakomelinge. Die vrou kom nie weer tevoorskyn uit die woestynheid nie. Ons lees nie weer van haar in die boek Openbaring tot en met wanneer die wederkoms plaasvind. Maar haar nakomelinge het al haar leerstellings bewaar. Die fundament, die wet en gebooie word nou die gebooie van God en die getuienis van Jesus. Wat is die kenmerke? Nommer 1. Hulle bewaar die gebooie. Nommer 2. Hulle het die getuienis van Jesus. Maar daar is nog iets wat Johannes sê wat in hom getoon is. Hy sê, en ek het voor die Engelse voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê, moenie. Ek is 'n medediensknegt van jou en jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van profesie. So as 3 kenmerke. Eerste een, hulle bewaar die gebooie. Hulle het die getuienis van Jesus. Hulle het die gees van profesie. En hierdie is die laaste nakomeling, the remnant. Hierdie is die wat al in die leerstellings gaan vat en dit alles bymekaar gaan bring en dit is waarop hulle geloof gebou kom. Dis waarop hulle standpunt gaan wees. Openbaring 19:5. Dit is al hierdie dinge waarop hulle gaan staan. En daarna is gee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Nee, dit is nie brood uitgee vir die wat honger is en dis dat hulle gestaan het en vir God se gebooie en liefde gearbeid. Dit is wat hulle werk was. So die wit klere, die kenmerk van die nakomelinge word die wit linne, waarmee die ware vrou op die kerk besig is. So hier is 'n beweging met 'n boodskap. Dit is nie 'n kerk of dis wat knapies gesê 'n gebou nie. 'n Gebou is net daar en dit is waar almal net bymekaar kom. Dit is nie net nog 'n kerk nie. Dit is nie net nog 'n gebou wat ergens opgerig is nie. Dit is die beginsels, die leerstellings wat belangrik is, wat vertel wie en wat die ware godsdienstige stelsel is. Want dit gaan alles op die einde oor aanbidding. Want dit is wat Satan wil hê. Hy wil aanbidding hê, maar die aanbidding kom na God. So hierdie laaste ene, wie is dit wat daar verteenwoordig word? Wel, dit is 'n beweging. Dis nie iets wat stil staan nie. Dis iets wat beweeg en 'n boodskap verkondig. Die nakomeling van die vrou en die wet van God, die getuienis van Jesus, die gees van profesie. En waar vind ek hier? Al 3 hierdie word gevind op een plek. Dit is 70 met dis te kerk. Hulle is 'n beweging. Hulle is nie 'n denominasie. Dit is baie versigtig as ek dit sê, want almal kyk eintlik na die denominasie, maar die denominasie is, jy staan vas. Hierdie kerk staan nie vas nie, hierdie kerk beweeg met die boodskap. En hulle kan nie stil staan met die boodskap. Hulle het die wet van God, hulle het die getuienis van Jesus, hulle het die gees van profesie. En daarop staan hulle vas, en dit is wat help om al hierdie boodskappe bymekaar te bring en dit vas te hou. So die heiligdom vertel ons waar ons vandaan kom. En die heiligdom sê vir my, hoekom ek kan glo wat ek glo. En dit is hoekom ek glo wat ek glo. Dit is hoekom ek 'n Seventh-day Adventist is, nie omrede my pa en my ma in hierdie kerk was en ek het groot geword. Ek is hier omrede ek hierdie waarhede ontdek het en gesien het, hoe God deur die eeue een vir een gebring het tot hier aan die einde, en nou sê hy wil alles bymekaar hou en daarmee wil ek saam doen. En daarom wil ek vas staan tot die einde. En dis Jesus se uitnodiging van ons. Word deel van die beweging. Word deel van die beweging wat die ware wit linne gaan wees, wat sy bruid eendag gaan aanneem om hom te ontmoet. Kom ons bid saam. Ons sê ons Vader, dankie dat ons hierdie kon gesien het. Dankie dat jy deur die eeue nie toegelaat het dat Satan oorwin. Dat jy deur mense gewerk het wat bereid was om
Die water is op te sluk, die Paulse leerstellings uit die weg uit te ry, en een vir een, deur die eeuwe, hierdie waarhede weer na vore te bring. En waar ons hier aan die einde staan, waar ons hierdie unieke waarheid het, waarna ons dieper kan kyk in die volgende paar lesings wat ons saam kan doen, help ons om die groter beeld te sien, om te sien waarna toe die uiteindelik ons wil aan. Ons gebed in Jesus naam. Amen. Okay, so 4:15, ek het gesê die volgende een is om 4:30, so ek 15 minute om lekker bene te strek, bietjie te gesels, en dan om 4:30, dan kyk ons na